Welkom by NG Kerk Vorentoe se erediens. Sy. Baie hartlik welkom. Ek is jammer jy moet so lank wag. Ek was seker as ek hier kom, is Anton op die preekstoel. Ek wou hom net getraai het. Maar toe ek aankom te staan daar buite. Maar watch my môre. En môre gaan ek heel wat later wees, dan sal hier iemand wees. Nee, ek sê baie jammer julle hoor. Ons het ons 'n bietjie misreken met die tyd van Pretoria af. Daar was 'n klomp goed wat ek nog daar moes doen. En natuurlik die eerste keer wat ons hierdie pad ry, nou die van die wat nie weet nie, die vriendelike kerkraad of Anton of Tracy het gereël dat ons hierdie 4 aande van Pinkster daar by Klein Paradys oorslaap, dat ons nou nie in die aand op hierdie gevaarlike N4 met sy spikes moet terugry nie. Baie dankie vir julle. Ons sien uit om 'n lekker weekie te hê daar. Maar ja, nou ken ons daai pad ook en ons weet min of meer waar is al die slaggate. Maar ek het al erger paaie gery as daai, so dis nie so erg nie. Maar nou weet ons ook waar dit is. So, baie hartlik welkom. Mag dit 'n heerlike Pinksterweek wees. Julle is baie spesiaal hoor. Hoekom? Want julle het besluit, never mind, maak nie saak of ek werk of wat ook al, of dit donker is nie, maar ek wil graag Pinkster toe kom. En mag die Here dan, omdat julle so spesiaal is, vir julle spesiaal ontmoet in hierdie tyd. Goed, kom ons word stil voor die Here. Ek wil die Here prys. Ek wil sy heilige naam prys met my hele hart. Ek wil die Here prys. Ek wil nie een ding vergeet wat hy gedoen het nie. Dit is hy wat al my sondes vergewe en wat my gesond maak van al my siektes. Dit is hy wat my lewe red van die graf en wat altyd vir my doen wat hy beloof. Dit is hy wat goed is vir my. Wanneer ek swaar kry, dit is hy wat baie goeie dinge vir my gee, sodat ek elke dag so jong voel soos 'n arend. Amen. Dis my voorreg om julle te groet vanaand. Mag die Here vir ons elkeen sê dat daar genoeg genade vir ons is vanaand, genoeg vrede van ons kennis van God en van Jesus ons Here. Kom ons sing lekker lofliedere saam. Dankie. Al sê dat jy vir ons lekker liedere gekies het. 2 lofliedere. Kom ons sing lekker saam.
ons loof U, ons bid U, U wat heel die skepping onderhou. U gee son en reën. Nou toe, kom ons word stil voor die Here, voordat ons uit die woord lees en in afwagting wag dat hy met ons praat. Dankie Hemelse Vader vir die wonderlike voorreg dat ons het om gesond genoeg te wees, ook in hierdie tyd wat so baie mense rondom ons siek word, en elkeen van ons wat vanaand hier sit is gespaar dat ons hier kan wees. Baie dankie dat ons ook weet, U is hier, want U was eerste hier, U het ons geroep hierheen, en ons glo dat U vir ons wil ontmoet. Baie dankie vir die voorreg om in hierdie tyd, wanneer ons dink aan die koms van die Heilige Gees, wat ons Sondag ook sal vier met die uitstorting van die Heilige Gees, baie dankie dat ons in hierdie tyd kan nadink oor die besondere Gees, die Heilige Gees, en o Gees van God, ons wil so graag meer leer van wat U doen in ons lewens. Kom spreek U dan vanaand, kom op 'n nuwe manier. Ons het miskien al baie keer van hierdie skrifgedeeltes gelees, en tog wil ons hê dat U op 'n nuwe manier met ons sal praat, en veral nou hierdie eerste van die 4 aande, waar ons so graag wil hoor, wat is eintlik U rol, o Gees van God, met die Bybel? Ons lees die Bybel elke dag, maar ons dink nooit, wat is U rol? Wat is U betrokkenheid met die Bybel? Kom praat dan vanaand met ons op 'n manier dat ons dit goed en beter sal verstaan, sodat elke keer in die toekoms as ons die Bybel oopmaak en lees, dat ons sal weet, dis die Heilige Gees wat deur die letters, die Afrikaanse letters, met ons wil praat. Dankie vir U teenwoordigheid, verheerlik U self. Amen. Ja, kom ek sê sommer so aan die begin, ja, wat 'n voorreg dat ek saam met julle hierdie Pinkster kan wees, dis vir my 'n verskriklike groot voorreg. En hierdie 4 dienste het ek gedink om so onder die koepel te sit van die Heilige Gees, laat die Bybel lewe, of liewer dis wat ons vanaand al gaan sê. Miskien sou ons oorkoepelend kon sê, word vernuwe deur die Heilige Gees en deur sy woord. Nou kom ek lees vir julle 'n paar verse uit 2 Petrus hoofstuk 1. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe die Allerhoogste Majesteit gesê het, dit is my geliefde seun,
oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor, toe ons saam met hom op die heilige berg was, so sê Petrus. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. En van hierdie volgende sin af, is dit ons teksvers vanaand. Petrus sê, hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom verkondig. Goed, die tema dan vanaand, ek dink ons het net op die skyfie gesien, die Heilige Gees laat die Bybel lewe. Nou, miskien het jy al gewoond geraak, as dit nou Pinkstertyd is, soos ek net nou in my gebed gesê het, dan is dit mos nog maar die tyd wat ons meer praat oor en meer hoor van die Heilige Gees. En dit is heeltemal reg so. Maar die Heilige Gees is nie net die onderwerp van Pinkster nie, van die Pinksterprediking nie. Die Heilige Gees is ook self die prediker tydens Pinkster. Hy laat dinge gebeur. Hy laat die Bybel lewe en hy laat mense se harte verander. Nou tydens hierdie Pinkster sal ons ontdek dat die Heilige Gees nooit werk op 'n ander manier as deur die Bybel nie. Daarom kan ons nie oor die Heilige Gees begin praat voordat ons net gaan kyk, wat is die verhouding tussen die Heilige Gees en die Bybel nie. En dit is wat ons graag met hierdie eerste boodskap wil doen. Goed, nou ek gaan vandag, jy het miskien al gewoond geraak, my preek het altyd sulke punte. Nou die dag was dit tot 5, vanaand is net 3. Goed, ek gaan vandag 3 dinge oor die Heilige Gees en die Bybel. 3 dinge oor die verband tussen die Heilige Gees en die Bybel sê. Kyk of jy dit kan onthou. Vra ek jou net nou daar by die sop. Goed. Is daar ooit sop, Tracy? So hulle is daarvoor. Goed. 'n Mens mag mos 'n bietjie praat ook terwyl jy preek, nê? Nee. As julle mense in die kerk hoor hoes, dis nie net my vrou nie. Ek het net gehoor hier's ander hoese wat ek nie ken nie. En ek is so bly dat al hoes en proes julle dat julle toch vanaand gekom het. En my vrou het amper nie gekom nie. Maar sy het gekom. En om haar voor te berei vir die kom, sy wil nie die sop mis nie. Toe gee sy vir my 'n spesiale beker. Sê sy jy moet daai beker vol sop maak. En 'n spesiale bakkie en daar moet jy 'n broodjie insit. Maar ons het dit gelos daar waar ons bly, want sy is hier. Julle sal nie sien nie, sy kry baie ver weg in die kerk, dat julle haar nie moet hoor hoes nie. Maar as julle hoes gerus, maar net neem kennis van die ander ou langs jou. Goed, reg. Ek gaan 3 dinge sê oor die verband tussen die Heilige Gees en die Bybel. Die eerste is, die Heilige Gees maak die Bybel sigbaar. Dit wil sê, leesbaar, né? Hy laat ons die Bybel kan lees in ons eie taal, dankse die vertalers. Die tweede is, die Heilige Gees maak die Bybel vir ons verstaanbaar. En dit is tog so belangrik. Want ons verstaan nie alles nie. Ons lees soms 'n boek, ons hoor soms 'n dominee. Uiteindelik is dit net die Heilige Gees wat vir ons die Bybel verstaanbaar kan maak. En die derde punt sal wees, die Heilige Gees laat die Bybel inspreek in ons harte. Die Heilige Gees laat ons antwoord op die woord, verander ons lewens. Goed, eerstens die Heilige Gees maak die Bybel vir ons sigbaar, of leesbaar as jy wil. Ek lees een van die verse wat ons net nou gelees het, 2 Petrus 1:21, geen profesie, dit beteken geen Bybelwoord, geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens. Geen skrywer van die Bybel het besluit, hy het lus om 'n dingetjie te skryf nie. Nee, geen profesie of Bybelwoord is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom verkondig. Goed, ons kan die Bybel
nooit gelykstel met enige van die ander kosbare boeke wat ons op ons boekrak het, en daar is seker baie, storieboeke, wetenskapsboeke, noem maar op. Ons kan nooit die Bybel gelykstel met enige ander boek nie. Die Bybel verskil juis van elke ander boek daarin, dat die inhoud kom van die Heilige Gees. Ander boeke, se inhoud kom van die skrywer, maar die inhoud van die Bybel kom van die Heilige Gees, en daarom is die Bybel die boek van alle boeke. Nou, die Bybel het natuurlik baie neerskrywers, sal jy dadelik vir my sê, ja, ek sê nou, het kom van die Gees, maar daar's dan Johannes en Petrus, ja, daar's baie neerskrywers, alhoewel hulle baie is, was daar net een wat het aan hulle gegee het, die Heilige Gees. Goed, so die Bybel mag ons nooit dink, is uitgedinkte goed van Paulus, of van Petrus, of van wie dan ook al nie, nee, dis alles waarhede van God self, wat kom van die Heilige Gees. Goed, daarom stel Paulus baie duidelik, dat die Bybel deur die Gees eintlik geskryf is. Ek lees in ons teks, deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord neergeskryf, deur die Heilige Gees meegevoer. Ja, dit is van Paulus, ons is baie lief vir Paulus, en Petrus en Johannes en Lukas in die Ou Testament, van Dawid by die mooie psalms, hulle het dit net neergeskryf, maar die Gees het hulle geïnspireer, vir hulle gesê, wat om te skryf. Weliswaar, nie woord vir woord, en dit moet ons tog baie mooi onthou. As jy hierdie ding mis, dan mis jy ook sommer die hele preek vanaand. Die mense wat die Bybel neergeskryf het, die Heilige Gees het dit nie vir hulle gedikteer nie, woord vir woord nie. En daarom beteken dit, as jy die Bybel lees, moet jy nie dink elke woord net soos hy daar staan, is presies wat die Gees gesê het nie, maar dit is soos die skrywer dit verstaan het, soos hy dit verstaan het 2000 jaar terug, in die kultuur wat hy agtergrond waarin hy geleef het. Nou, ons kan baie lank hieroor praat, maar dis die groot rede waarom daar soveel verskille in die kerk is, in die NG Kerk. Julle weet van die groot verdeeldheid op die oomblik, wat ons sukkel om mense by mekaar te kry. Dit gaan hieroor. Daar is sekere mense wat die Bybel woord vir woord net so glo. Maar as ons dit sê, wat maak ons dan met daai deel van die Bybel wat sê, maar die aarde is op sy 4 pilare gegrondves? Wauw, nee man, die aarde is nie plat nie, die aarde is rond. Maar onthou, die mense van daai tyd het dit nog nie geweet nie. Hulle wou maar net sê, die aarde is gegrondves. Die Here, asof die Here die aarde vashou. So moet 'n mens leer om die hele Bybel teen sy agtergrond te lees, in perspektief te kan lees. Goed, laat ek nou nie uitbrei oor daai onderwerp nie, maar goed, wat ek dus wil sê is, die Heilige Gees het nie vir Petrus gesê, Petrus, skryf nou, ek sê, nee, maar hulle is geïnspireer om op hulle eie manier, met hulle eie taal, en hulle eie styl, en hulle eie agtergrond. Ek meen, Dawid skryf soos gedigte, né, psalms, né? Paulus skryf soms moeilike Grieks, vra maar vir die ouens wat al 'n bietjie daar gaan leer. Elke skrywer se taal is anders, sy kultuur is anders, maar hy probeer dit wat die Heilige Gees hom gesê het, so goed moontlik op sy manier neerskryf. Goed. Ek lees op 'n keer dat Dawid self ook gesê het, waar kry hy die boodskap vandaan? 2 Samuel 23:2 sê hy, die Gees van die Here het deur my gepraat. Ja, sy woord was op my lippe. Die Here gebruik die lippe van Dawid om te kan praat en verkondig en te skryf, maar hy sê dis die Gees wat dit doen. Goed. Ons lees baie keer in die Bybel 'n uitdrukking wat sê, so sê die Here. Partykeer staan dit op 'n kanselkleed ook, so sê die Here. En dis net om ons te herinner, onthou, hierdie boodskap kom van die Here. Paulus sê in 1 Timoteus 3:16 dit so, hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer. En omdat God self die Bybel aan die Bybelskrywers ingegee het, sê Paulus weer op 'n ander plek, Timoteus, omdat dit kom van die Bybel, verkondig dit asseblief tydig en ontydig. So daar's nooit 'n tyd waar dit nie gepas is om die woord te verkondig nie, omdat sy inhoud so belangrik is nou. Nou, Paulus beklemtoon veral 2 gebruiksdoeleindes van die Bybel. 2 redes waarom ons die Bybel lees. En die eerste is om mense tot
verlossing te lei, om mense tot bekering te lei, om mense te lei dat hulle Jesus sal ontmoet in hulle persoonlike lewe inneem. Ek hoop almal van julle wat vanaand hier sit, het ook so al ervaar dat die Heilige Gees julle gehelp het om Jesus te leer ken. Julle sit juis hier omdat julle kinders van die Here is, omdat julle lief is vir Jesus. Ja, dis die primêre doel van die Bybel, om vir jou en my bekend te stel aan Jesus en dat ons hom sal aanvaar. Maar daar's 'n tweede rede en ek dink dis hoekom ek en jy vanaand hier is. Ek en jy wat reeds die Here ken. Daar's 'n tweede rede en dit is naamlik om vir ons toe te rus dat ons kan groei in ons geloofslewe. Nou dit is my gebed dat dit nie maar 'n gewoonte is dat ons vanaand hier is nie. My gebed is regtig vanaand dat die Heilige Gees in al 4 die boodskappe wat ons sal bring, vir ons sal nuut maak, laat nuut verstaan, laat nuut dink, laat nuut lewe, omdat ons weet, dit kom van die Heilige Gees. Goed, dis my eerste gedagte. Die Heilige Gees maak die Bybel sigbaar, leesbaar. Hy laat mense skryf, dat ek en jy dit vandag kan lees. Goed, die tweede punt, die Heilige Gees maak die Bybel vir ons verstaanbaar. Jo, dis 'n belangrike een. Ek lees weer uit ons skrifgedeelte, 2 Petrus 1:20. Dit, veral moet julle weet, dat geen profesie of boodskap in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie. Ek en jy kan nie, ons probeer ons bes nê, maar ons moet altyd bid dat die Gees van die Here vir ons help om hierdie boodskap mooi te verstaan wat ek vir iemand anders wil deurgee, wil vertel of wat ook al. Ons moet nie ons eie interpretasie, ons eie idee van wat daar staan, deurgee nie. Nou, gelukkig is die mens nie aan homself oorgelaat. Dis dan 'n goeie ding. Ons is nie aan onsself oorgelaat om die Bybel te vertolk nie, want ons sou waarskynlik soveel verskillende vertolkings gemaak het, nê. Maar nou is Jesus deur sy Heilige Gees hier om dit vir ons daarmee te help. Goed. In Johannes 14:26, ons het nou al 'n paar keer daaroor gepraat, daai laaste aand voor Jesus gekruisig is. Hy het so baie goed vir sy disippels geleer daai aand, baie gesprekke. En ek lees daar in vers 26 van hoofstuk 14, toe hy nou vir hulle gesê het, hy gaan weg, en hy moet nou nie hartseer wees nie, né? En dat hy binnekort weer sal kom. Toe sê hy, die Heilige Gees sal ons alles leer, sal julle alles leer, en die Heilige Gees sal ons herinner aan alles wat Jesus geleer het. Ons hoef dit nie self te redeneer en stry oor wat die Bybelboodskap sê nie, want die Heilige Gees is tot ons beskikking om vir ons die Bybel te laat verstaan. Goed, net 2 hoofstukke verder, daai selfde aand voor die kruisiging praat Jesus weer, en dan sê hy, die Heilige Gees sal ons in die hele waarheid lei, vir ons meer laat verstaan. Ons verstaan nou almal 'n redelike klomp, maar ons gaan nog meer en meer verstaan tot die Here ons kom haal, tot met ons hemelvaart, wat ek nou die dag van gepreek het, nee. Die Heilige Gees sal ons in die hele waarheid lei. Dit wil sê die Heilige Gees lei nie deur nuwe waarhede nie, nee, maar om die, ek wil amper sê die ou tyding vir ons nuut te maak. Goed, daarom moet ons enige uitleg, enige vertolking van die Bybel altyd gaan toets. Waaraan toets ons dit? Aan die res van die Bybel. Ons moet altyd skrif met skrif verklaar. Soms sien mense 'n vers in die Bybel en dink jy, wow, maar dit klink nie vir my, ek hou nie van wat ek hier lees nie. Maar gaan kyk elders in die Bybel, dan sien jy maar, luister, elders in die Bybel staan dit anders. So hierdie een lyk of hy in kontras is daarmee, so ek moet hom verstaan in die lig van die volle boodskap van die Bybel. Goed. Onthou dus altyd daarom, as die prediking van hierdie kansel af, as die prediking in stryd is met die res van die Bybel, dan is dit 'n valse uitleg, dan is dit 'n mensewoord. En ek en jy wat hier sit, elke Sondag, dis ons verantwoordelikheid, om mooi te luister en te beoordeel. Jy kan vir die dominee na die teks sê, maar dominee, wat jy daar gesê het, waar kom jy daaraan? Dit voel vir my, dit bots met die Bybel, kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Dis ons verantwoordelikheid, nee. Goed. Petrus waarsku ons juis in die teks teen die gevaar van menslike uitleg. Hy het mos gesê, nou gaan ek die ou vertaling, dis nou net, mag jy? Dan is vir ons ou mense.
Ons het nog 'n ou vertaling geken, die 1953 vertaling, né? Nou in die ou vertaling staan die woorde so: geen profesie of 'n boodskap van die Bybel is 'n saak van eie uitlegging nie. Ek kan nie my eie idees verkondig nie. Nou tydens Jesus se hemelvaartgesprek, ons het daaroor gepraat Sondag, né? Gister. Tydens sy hemelvaartgesprek het hy vir die disippels gesê: "Jong, ek gaan nou weg. Hier is ons nou op die berg, ek gaan nou weg. Maar ek wil net vir julle sê, bly asseblief in Jerusalem, want oor 10 dae kom die Heilige Gees en hy gaan vir julle help om die woord te verstaan. Hy gaan van julle bekragtig dat julle die wêreld in kan gaan en dat julle oral die woord kan verkondig." Nou hierdie waarheid plaas 'n groot verantwoordelikheid op elke dominee wat hier staan. En dis hoekom ons daar op die trappie daaronder staan en bid, dat die Here vir ons help. Dat is nie ons eie idees nie. Dis nie altyd so maklik nie. Maar daarom is dit so belangrik dat ons moet bid vir die dominees wat preek. Ek lees in Efesiërs 6 vers 19, pleit Paulus, hy sê, hy bid ook, en hy vra vir die gemeente, bid ook vir my dat wanneer ek preek, daar staan dit in die Bybel, bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan verkondig. Sonder die Heilige Gees se leiding kan geen dominee, al het hy 'n doktersgraad, al is hy baie jare in die bediening, maar geen dominee kan die woord reg verkondig as die Heilige Gees nie vir hom help daarmee nie. Goed, nou kom ek vat saam hierdie tweede gedagte dan. Die Heilige Gees maak nie net die Bybel sigbaar of leesbaar, dat ons hom het in Afrikaans, dat ons hom kan lees nie, maar hy maak dit ook verstaanbaar, deurdat die Heilige Gees ons help om dit te verstaan. Vergelyk skrif met skrif, vertolk skrif met skrif. Goed, daar is wel mense wat dit oordra, nee. Goed, ons gaan nou net eers weer 'n lied sing. Dis nou my vrou se mooi idee. Sy het my gesê, man, kom ons sing 'n bietjie meer in Pinkster. Ons gaan nou 'n lied sing wat pas by wat ek nou gesê het. Dis lied 436. Kom ons kyk of ek hom hier ergens kan kry. Lyk my my klank gaan elke keer weg. Jy wil net daai klank af van bo af hoor, ja. Die eerste verskoning wat ek wil vra, Sonrika, ek wou 'n lied gesing het na die eerste deel. Jammer daaroor. Ons gaan nou 'n lied sing wat pas by die tweede deel en dit is lied 436 en moenie begin speel nie, ek wil ietsie sê. Lied 436 vers 1 en 2. Ons gaan sing herskep, o Gees. Onthou, is die Heilige Gees wat ons die woord uit verstaan. Laat kom die koninkryk met mag. Laat mense tot bekering kom, oorreed deur u oortuigingskrag. Daar is hy. Kom ons sing vers 1 en 2 van lied 436. Jammer vir my foutjie net nou. Ek wou nog gesê, ag sit maar, toe. Ons gaan net een versie, sit maar. Dis 2 vers.
klank, daar's hy. Ek wou vir julle gesê het voor jy bly maar sit, want ek wil nou nie julle versteur nie. Partykeer gaan ons net een ou versie sing, maar daar's sulke treffende woorde wat pas eintlik by die boodskap. Goed, kom ons kom by die derde boodskap. Derde dingetjie, dan is die sop naby. Goed. Die Heilige Gees, en dis 'n belangrike een. Hy maak nie net die Bybel vir ons sigbaar om te lees nie. Hy maak dit nie net vir ons verstaanbaar om dit reg te verstaan, deur skrif met skrif te vergelyk en die Gees toe te laat om vir ons te verduidelik, maar die Heilige Gees laat die Bybel inspreek in ons lewens. Hy laat ons antwoord op die woord. Ek lees weer 'n gedeelte van ons skriflesing. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly, totdat daar moet iets gebeur, né? Bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Ja, die Bybel is 'n lewende boek, 'n lewegewende boek. Ek lees in Hebreërs 4 vers 12, daar staan die Bybel is lewend en kragtig. Ek dink jy kan self daarvan spreek, want op 'n stadium in jou lewe het die Bybel so kragtig met jou gespreek, dat jy tot bekering gekom het, dat jy geantwoord het, né? Maar die Bybel is nie self op homself lewend nie, maar hy maak ook lewe. Hier is dit weer, die rol van die Heilige Gees. Ek lees in Johannes 6:83, dit is die Gees wat lewend maak. Waar kom die reaksie op die Bybel vandaan? Dis nie jy wat daar sit en luister, wat so oulik is nie. Baie keer hoor jy gaan my huis toe, het jy nie regtig iets verstaan nie, die preek het jou nie regtig geraak nie, maar op 'n dag sê jy, wow, vandag het die Here met my gepraat. Dis die Gees, nie die dominee, dis die Gees wat jou lewend maak. Goed, hy dra die Bybelboodskap in ons harte in. Daarom, die Heilige Gees maak die gepredikte woord, dit wat ek nou vir julle preek, hy maak dit soos 'n saadkorrel wat gaan val. Miskien in jou hart, miskien in ander ouens hart, en daai korrel, hy laat hom ontkiem, hy laat hom groei. Nou dis 'n verdere troos vir ons dominees, ek is tog so baie dankbaar daaroor. Dat die reaksie op die preek hang nie van my af nie. Ons saai maar die saad. En as jy vir my daar by die tee drink op Sondag kom sê, dankie, die boodskap het vir jou ietsie beteken, dan sê ek, dankie o Gees van God, u daai saad laat groei. Dis nie die dominee wat die krediet kry nie. Die Gees oortuig van sonde, die Gees laat my jammer wees oor sonde, die Gees laat my reageer daarop, hy wek geloof in my hart, ja, hy laat jou reageer, nie die dominee op die woordverkondiging nie. En nou sê Petrus vir ons in die teks, ons moet ons gereed maak vir hierdie ding wat gaan gebeur. Hierdie lewe maak in my hart. Ons moet dit verwag, dat daar iets met ons gaan gebeur. Hy sê in vers 19, julle sal goed doen as julle in die lig van die Bybelboodskap bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Nou, die Here vra dit vandag vir jou en my, in hierdie Pinkster weer opnuut. Luister na die woord. Luister na die woord, totdat hy die lewe en die verandering gee. Totdat ek en jy in hierdie week verder groei, verder vernuwe word deur die woord en deur die Gees. Nou gaan ons weer 'n lied sing. Ek is amper klaar, hoor. Ons gaan nou lied 407 sing, laat ek kyk watter woorde was daar vir my treffend. Goed, 407, die tweede versie. Goed, triomf, die Here het opgestaan. Dit het ons rukkie terug gevier, né? Die laaste vyand is verslaan, geen mag hou hom gebonde. Wie in hom sterf, sal met hom leef. Wie skuld bely, die word vergeef, deur Christus vry van sonde. En hier kom dit nou. Hy, heerlik aan God se regterhand, hy stuur vir ons die Gees as pand. Waarvoor? Die Gees laat ons herlewe, daar staan dit. Ons deur sy wonderkrag bevry, bly oor en oor sy woord bely. Hy leef en julle sal lewe. Net vers 2, terwyl ons sit, lied 407.
Baie dankie. Ek is klaar. Ek sluit af. Nou, omdat dit die Heilige Gees is, wat die Bybel vir ons sigbaar, leesbaar maak, omdat dit hy is wat die boodskap vir ons verstaanbaar maak, omdat dit hy is wat die woord lewend maak in ons lewe, daarom sal die woordverkondiging in hierdie 4 dae tydens Pinkster, sal dit vrug dra. So daar al iets staan 30voudig, 60voudig, ja, 100voudig. Glo jy dit? Verwag jy dit? As jy dit verwag, dan sal dit gebeur. Kom ons gaan bid daarvoor, dat die woord ons harte sal verander, lewend sal word, deur die Heilige Gees. Nou goed, dis amen. Maak julle oogies toe, ons bid weer. O Gees van God, baie dankie dat U so 'n sentrale rol speel in ons lees van die Bybel. Dankie dat U vir soveel mense dit ingegee het, geïnspireer het om te skryf. Dankie dat deur jare heen soveel mense dit vir ons vertaal het uit die Grieks en die Hebreëus en die Nederlands en uit al die tale, dat ons dit vandag in ons eie taal kan verstaan. Dankie o Gees van God, dat U ons nie aan onsself oorlaat om die Bybel te verstaan nie, want die woord sê U sal dit vir ons leesbaar maak, maar ook verstaanbaar. Daarom bid ons dat U in hierdie Pinkster met elkeen van ons sal praat, dat ons kom met 'n verwagting, dat ons sal kom verwag dat U die woord lewend sal maak, dat U, soos ons vroeër gesê het, sal inspreek in ons lewens, want dis waarom ons gekom het, om U te ontmoet en om te groei en nog verder vernuwe te word. Mag dit dan so wees. Ons bid dit in U naam. Amen. Ons sluit af met die 207. Dis die een wat ons net nou die tweede versie van gesing het. Nou gaan ons van 207 vers 1 en vers 4 sing. Daar's hy, lekker saam kuier. Ek hoop julle gaan almal nog eers 'n kuiertjie maak hier langsaan. Nou, ontvang die seën van die Here en ek hoop ek sien vir julle almal môre aand weer en ek sal definitief betyds wees en ek sal nog beter voorbereid wees. Ekskuus dat ek hier en daar 'n bietjie klei getrap het. Ons het vanmôre so baie dinge nog in Pretoria gehad. Ek moes ergens 'n dokter kry, my vrou vat vir 'n dokter vir medikasie. Gelukkig is sy nie baie ernstig siek nie. Sy het gelukkig nie griep nie, moenie bang wees nie. Is net boonste lugweginfeksie. Sy is okay. Maar goed, môre aand, ons het nou heel dag om daar by Kleine Paradys net voor te berei vir môre aand. Mag dit 'n lekker aand wees. Mag die Here vir ons gaan seën. Daarom ontvang die seën van die Here. Die Here sal vir jou seën en hy sal vir jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en vir jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.